Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons volgende in die ateljee is Timon Dedekind en hy is 'n veekunde-student in landbou, ekonomie, navorsingsassistent daar by Koffsies. Timon, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Ja, baie dankie Doopie, dankie vir die voorreg om hier te kan wees. So, ons praat 'n bietjie oor voerkrale en hoe dit natuurlik wêreldwyd vergelyk. Hoekom word voerkrale as 'n integrale deel van vleisbeesboerdery gesien? So voerkrale is 'n baie belangrike deel van die waardeketting. As mens kyk na van die plaas af, moet kalvers dan uiteinde uitkom in checkers waar ons dit nou koop as 'n stukkie vleis. So hulle speel 'n baie belangrike rol om daai kalvers aan te koop by boere, om hulle vet te maak, op standaard te kry en dan ook die regte vetdikte en grootte snit vir ons te kan gee aan die einde van die dag. So as ons nou praat oor hierdie voerkrale in Suid-Afrika spesifiek by die vleisbedryf, en hoeveel vleis op 'n oomblik gaan daar deur die stelsel? Weet jy, Doopie, daar's baie vleis wat deurgaan. As mens kyk na die aantal voerkrale, is omtrent so 100 voerkrale in Suid-Afrika en hulle kan omtrent so 650,000 diere huisves op enige gegee oomblik. So daar's regtig vreeslik baie diere wat in 'n jaar deurgaan, ja. Met die back and close uitbreek, weet ek die voerkrale was nou nogals 'n groot punt waaroor gepraat is, oor dat daar so baie diere bymekaar is. Is dit bietjie meer onder beheer op die oomblik? Ja, hulle is nog besig om die konsekwente van die back and close nog te hanteer en dit nog te doen, maar ek is seker hulle begin al redelik die reg te kom met al die nagevolge wat gebeur het en so. Veral nou met die inentings wat besig is om in te kom in die land en glo ek dit begin al beter gaan, ja. So, hoekom word voerkrale dikwels gebruik om produksie te verhoog en dan ook natuurlik koste af te bring? So, as jy kyk na hoe 'n voerkraal opgeset is, voerkrale is baie gesentraliseerd. Hulle is gewoonlik nader aan abattoirs, nader aan proseseringsstelsels en ons baie diere op een plek. So dit verminder jou arbeid gewoonlik. So daar's baie minder arbeiders wat jy kort per aantal diere as jy nou kyk in vergelyking met 'n ekstensiewe stelsel. En ook hulle het baie spesifieke rantsoene wat hulle uitwerk sodat die diere optimaal kan groei en as so vinnig as moontlik op die regte gewig kan kom en dan uit die voerkraal kan kom en geslag word. So dit help baie, ja. So wat het mens dan nou alles nodig in 'n voerkraal om 'n suksesvolle voerkraal te hardloop? So in 'n voerkraal is daar 'n paar komponente. So eerstens sal ons kyk na die infrastruktuur. Ons het krale nodig, ons het drukgange nodig, laaibanke nodig. Vir die voer het ons voerbankers nodig, ons het voermengers nodig, trekkers nodig. As mens kyk meer na die management deel daarvan, is daar arbeid ook betrokke en al soos dit. So en dan natuurlik het ons ook eksterne faktore soos die veearts wat ook 'n rol speel daar en dan vervoer en eksterne mense soos dit, ja. So nou dat jy die veearts noem, watter voordele bied 'n beheerbare voerkraalomgewing vir spesifiek dieregesondheid en hulle produksie? Ja, so voerkraal is eintlik 'n baie belangrike skakel in die naspeurbaarheidsstelsel van Suid-Afrika. Soos ons weet, tussen die boer en die voerkraal is die data nie altyd op standaard nie, maar as die beeste in die voerkraal inkom, word hulle getag, die data word baie goed gehou, so om naspeurbaarheid en gesondheids van daar af weer terug te trek as dit nou weer versprei word, is eintlik baie belangrik en hulle speel 'n baie belangrike skakel in dit, ja. So kom ons praat 'n bietjie oor 'n winsgewendheid. Watter faktore beïnvloed altyd winsgewendheid wanneer dit kom by voerkrale spesifiek? So daar's baie veranderlike koste in voerkrale wat kan verander. Die grootste koste is die speenkalfprys. Dis die grootste koste wat hulle ondergaan en die tweede grootste is voer. En met voer speel dit mielies 'n baie groot rol vir al die mielieprys. As gevolg van die voere wat gewoonlik 50 tot 60% mielies in het, so die mielieprys speel 'n baie groot rol in dit. Dan ook die dier se potensiaal self, so voer-omset-verhouding wat basies nou die aantal voer is wat die bees geëet het, gedeel deur die aantal gewig wat hy opgeneem het. So ons kyk om en by 4-5 voer-omset-verhouding en dit sê vir ons basies 'n bees moet so 4,5 tot 5 kg voer eet om 1 kg op te tel. So natuurlik hoe minder voer hy eet, hoe meer tel hy op, wat dan baie belangrik is vir dit ook. So en die dieet self, energie, proteïene, verteerbaarheid en hoe smaaklik die dieet is, speel ook 'n baie belangrike rol, ja. So as ons nou dink aan faktore wat die voerkraal eienaar nie kan beheer nie, wat sal daai faktore wees?
So faktore natuurlik so siektes is een van hulle, die uitbraak van back and closure wat nou so algemeen is in Suid-Afrika. Ander faktore soos die reënval speel ook 'n groot rol. Daar's 'n interessante vergelyking wat 'n mens kan maak. In nat jare is die mielieprys gewoonlik laer as gevolg van 'n groot aanbod van mielies, maar as die speenkalverprys verhoog en in droë jare is weer andersom. So dan het ons weer hoë mieliepryse en lae speenkalfpryse en daai faktore moet die voerkraal kan balanseer om winsgewend te wees. So en ook as mens kyk na die as 'n voerkraal nie vertikaal geïntegreer is in die res van die waardeketting af nie, dan speel faktore soos aan wat se abattoir verkoop hy, wie gaan sy speenkalle, wie gaan sy vetgemaakte beeste koop en so, en dit speel ook 'n baie groot rol, ja. So jy het so 'n bietjie genoem oor die voerdoeltreffendheid, maar hoekom is voerdoeltreffendheid net so belangrik soos groei wanneer dit kom by voerkrale? Soos ek gesê het, die voer is die tweede grootste koste in voerkraal. So die voerkrale probeer dit regtig so min as moontlik te hou. So hoe vinniger die dier kan groei, hoe vinniger is hy daar uit, hoe minder voer dit hy gee, hoe meer geld het hulle gemaak op hom. En as mens kyk ook na gemiddelde daaglikse toename, dit is nou hoeveel kilogram 'n bees optel per dag. Dit speel ook 'n groot rol saam met voer-omsetverhouding, sodat hulle vinniger op gewig kan kom en dan verkoop kan word en afwees van die paycheck af. So hoe lank sal 'n dier min of meer op kraal staan, in die voerkraal staan voordat hulle uitbeweeg? Ja, so in die voerkraal dit varieer maar natuurlik van ras tot ras. So ons het die Britse rasse wat 'n bietjie vinniger groei, 'n bietjie nie so vinnig vet aansit nie, so hulle kan 'n bietjie langer gehou word. En dan het ons die Afrika rasse wat bietjie vinniger vet aansit, maar ook nie so vinnig groei nie. So is gewoonlik so 90 tot 120 dae, hang maar af van die rantsoen en die area en die ras en so, maar dis maar min of meer so lank wat hulle daar is en dan is hulle op standaard en word hulle geslag. Timon, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Timon Dedekind. Ons gesels 'n bietjie oor Suid-Afrika se voerkrale en hoe dit wêreldwyd vergelyk. Nou is tyd vir die Groot Plaas kalender. Jy is geskakel op Groot Plaas en ons gaan saam met ons vanoggend Timon Dedekind. Hy's 'n veekundestudent en landbou-ekonomie navorsingsassistent by Koffsies. So ons het 'n bietjie gepraat oor die voerkrale, maar as ons nou praat oor die verskil in struktuur van voerkrale in Suid-Afrika teenoor ander lande soos byvoorbeeld Amerika en Australië, veral wat beter eienaarskap betref, waar staan ons in daai stelsels? Ja, Dupie, so dit is 'n baie interessante vergelyking daai wat ons kan maak. So as ons gou Suid-Afrika gaan vergelyk met die VSA, Australië en Brasilië. So Suid-Afrika het omtrent so 100 voerkrale wat geregistreer is. Dan Australië het so 400. Amerika het so 26,000. Ek sal nou 'n bietjie praat meer daaroor. En dan Brasilië het omtrent so 2600. En as ons kyk na die aantal diere wat hulle kan huisves op enige gegeewe oomblik, het Suid-Afrika omtrent so 650,000, Australië trek hier by 1.5 miljoen. Amerika trek hier by 1.7 miljoen en dan is die Brasilië is die grootste, hulle het 8 miljoen. En net nog gou iets interessants ook die aantal diere wat elke land het is ook 'n baie interessante aspek om na te kyk. So Suid-Afrika hang af van wat se bron jy gebruik het hulle so 12 tot 14 miljoen beeste. Australië het so 28 miljoen beeste. Amerika het ook so 28 miljoen beeste en Brasilië het die grootste vleisbeeskudde in die wêreld. Hulle staan nou op tans op 238 miljoen beeste. So hulle het verskriklik baie. Dan as mens kyk na die struktuur van die voerkrale soos jy gesê het,
Suid-Afrika het basies 3 kategorieë van voerkrale. Hulle het plaasvoerkrale. Dis nou meer waar die boer self sy eie speenkalvers wil voer en afrond, reg vir slag. Dan het ons seisonale voerkrale. Dit is nou meer mense wat net in die speentyd speenkalvers aankoop wanneer daar 'n oorskot van speenkalvers is. Dis nou die volgende paar maande waar ons nou gaan ingaan. Is nou speentyd vir Suid-Afrika en daarso word dan koop hulle dan speenkalvers aan en hulle voer dit en dan hulle verkoop word, dan maak hulle die voerkraal toe tot volgende jaar weer. En dan het ons die kommersiële voerkrale en dit is nou die grootte soos wat ons hulle ken hierso wat baie vertikaal geïntegreer is. En wat dit beteken is dat hulle besit nie net die voerkraal nie, maar hulle besit ook groot dele van die res van die waardeketting. So hulle besit abattoirs, besit proseseringsstelsels, groothandelaars, kleinhandelaars en dan daar selfs van die voerkrale wat selfs nou al aanlyn vleis verkoop en bemark en so. So hulle besit 'n groot deel van dit. Dan as mens kyk na Amerika, hulle het nou weer baie ander stelsel. Hulle het meer die kontrakstelsel. So dit is nou waar die voerkraal nie self eienaars is van die beeste nie. In Suid-Afrika kry ons meer die eienaarskap stelsel of stelsel waar die voerkraal koop. Dis hulle, die beeste is hulle eiendom en dan verkoop hulle dit weer later aan. Nou in Amerika, hoe dit werk, die kontrakstelsel is nogal interessant. Hulle kry basies die voerkraal is net 'n fasiliteit vir die boere om hulle goed vet te kry. So die boer sê, okay, ek wil 'n kraal bespreek in jou voerkraal vir die volgende 100 dae. Ek stuur my beeste soontoe, dan maak hulle vet en hulle word dan verkoop. En dan wat die boer betaal daarvoor is natuurlik die voerkoste, die staankoste. Hulle sal sê aantal rand per dag per bees as staankoste om die kraal te kan hê daarso. En dan het hulle ook goeder soos veeartskoste wat dan ook bykom wat die boer dan moet betaal. So dit is 'n baie ander stelsel want die voerkraal het nie self die risiko van die diere nie. Hulle dra nie self die risiko nie. Die boer dra nog steeds die risiko. Waar in Suid-Afrika dra die voerkrale die risiko van die beeste omdat dit hulle eiendom is. Dan as jy mens kyk na die groottes in Suid-Afrika, ons weet almal daar's van klein voerkrale, paar honderd beeste tot grootes 130, 140, 150 000 beeste in 'n voerkraal. Daar's baie variasie. Australië lyk baie dieselfde. Ja. Hulle het ook maar selfe tipe as ons. Dan as mens kyk na Amerika, Timon, ons gaan jou ongelukkig in die ja, ons gaan jy moet afsny, daar tyd is bietjie op. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Timon Derekind. Hy's 'n veekundige student daar by Koffsies. Dit vir Grootplaas vir vanoggend. Ons kuier weer môreoggend saam mee met 'n lekker dag hê.